liewe gemeente, kom ons begin die voorsang. En ons sing lied 212, strofes 1 tot 3, loof die Here, hy is goed. Het ons hom so 'n bietjie mee gesukkel en toe sê my man ons moet hom asseblief wees. So kom ons sing hom. Thank you.
tot 3. Ons laaste lied, lied 492, stroofs 1 en 2, in U is vreugde. Ons wird in der
Kom ons staan en dan sing ons vanaand saam ons toetredingslied 209, die eerste en die tweede vers. Kom, Skeppergees, en waai deur ons gebroke wêreld. Kom, Skeppergees, en bring nuwe lewe vir ons wêreld. Kom, Skeppergees, en waai deur ons gebroke lewe. Kom, Skeppergees, en bring vir ons nuwe lewe. Gemeente, genade en vrede vir julle van die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Dis lekker om vanaand weer hier te wees. Ons gaan vanaand aan. Vanaand staan ons stil by die gedeelte wat sê ons bely een doop tot vergifnis van sondes. En dan môre aand gaan ons afsluit met ons verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeu. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. En dan moet ons onthou, wanneer ons dit lees, Willie het reg aan die begin gesê, Sondag aand al, het hy gepraat oor Nicea, wat geskryf is op hierdie trinitariese wyse, wat na die drie eenheid wys. En is baie belangrik om te sien, dit wat ons mee besig is, dat hierdie nie los sinnetjies is, maar net wat by mekaar gegooi is nie, maar dat dit juis so by mekaar gesit is om te getuig van hoe ons ook die drie eenheid verstaan. En as ons dan die week vasstaan by die Heilige Gees wat Here is en lewend maak, dan vra ons vanaand, wat beteken hierdie belydenis oor die Gees wanneer ons sê ons bely een doop tot vergifnis van sondes? Kom, ons sing vanaand ons loflied saam, ons het hom ook vroeër die week gesing, Strome van Seën ook, dis 'n ander ene. Ok, ons sing hom. Lied 245 is gelukkig ook gepas. Ek het, skus dan nie Elise, ek dink ek het iewers die mekaar gekommunikeer of geraak. Kom, ons staan en dan sing ons saam al drie die verse van lied 2, 4, 5.
Ekskuus Tannie Elise, dis wat gebeur as jy tot 'n uur voor die diens aan môre aand se boodskap werk, dan is jy al by môre aand se musiek. Besef ek nou. Ons gaan vanaand gaan ons eintlik ons baie meer tekste wat ek sou wou lees, maar ons gaan so 'n bietjie in Romeine rondspring en saam met Paulus oor sy gedagtes rondom verlossing, sy gedagtes rondom geloof, gaan ons so bietjie saam met hom 'n paar tekste na kyk. En jy moet eintlik die hele Romeinebrief lees om regtig Paulus se hartklop hier te hoor. Maar voordat ons gaan lees, kom ons sluit ons oë. Ek gaan vanaand vir ons 'n gebed lees wat in die 1700s deur John Wesley geskryf is. Kom ons sluit ons oë. Vergewe ons, Here God, ons opsetlike sondes en die van versuim, die sonde van ons jeug en van ons ryper jare, die sonde van ons gedagtes en van ons liggaam, ons geheime en ons blaatante sondes, die wat ons uit onkunde of uit ongeërgdheid doen, en die wat ons vooruit bedink en beplan. Vergewe ons, Here, die sonde wat ons doen om onsself te bevoordeel of om ander mense te plesier. Die sonde waarvan ons weet en wat ons onthou, maar ook die wat ons vergeet het. Die sonde wat ons van ander probeer wegsteek en van onsself, en die waardeur ons ander tot sonde verlei het. Vergewe hulle ook, o God. Vergewe ons almal ter wille van hom, wat vir ons sonde gesterf en opgestaan het, sodat ons vrygespreek kan word. En wat nou aan die regterhand sit, om vir altyd vir ons in te tree. Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons gaan begin met Romeine 1. Romeine 1 gaan ons slegs daarso lees verse 16 tot 18. Maar Paulus sê, ek skaam my immers nie vir die evangelie nie, want dit is 'n krag, die krag van God, tot verlossing van elkeen wat glo, eerste vir die Jood, maar ook vir die Griek. Want daarin word geopenbaar dat die geregtigheid van God geheel en al op geloof berus. Soos daar geskryf staan, die regverdige op grond van geloof sal leef. Die toorn van God word vanaf die hemel geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van mense wat volhou om die waarheid deur ongeregtigheid te probeer onderdruk. En dan spring ons nou hoofstuk 3 toe, ons gaan daar ook twee gedeeltes uit hoofstuk 3 uitlees, verse 9 en 10. Vra Paulus die vraag, wat dan, is ons beter daaraan toe? Hoegenaamd nie. Want ons het al reeds tevore, die Jode sowel as Grieke daarvan aangekla, dat almal onder die sonde is. Soos daar geskryf staan, daar's niemand regverdig nie, selfs nie een nie. En dan spring ons na vers 21 toe, maar nou word die geregtigheid van God waarvan die wet en die profete getuig sonder die wet bekend gemaak. Hierdie geregtigheid gee God deur die geloof in Jesus Christus aan almal wat glo, want daar's geen onderskeid nie. En dan spring ons nou hoofstuk 7 toe. Ons gaan in hoofstuk 7 lees ons vanaf vers 18, daarom tot en met eintlik tot en met hoofstuk 8 vers 2. Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie. Dit wil sê, nie in my sondige aard nie. Die wil bestaan wel by my, maar die doen van die goeie nie.
Die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. Dus vind ek hierdie wet. Wanneer ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. In my diepste wese verbly ek my oor die wet van God, maar ek sien 'n ander wet wat in my ledemate oorlog voer teen die wet van my verstand en my krygsgevange neem deur die wet van die sonde wat in my ledemate is. Elendige mens wat ek is, wie sal my tog red uit hierdie doodsbestaan? Aan God die dank deur Jesus Christus ons Here. So dien ek self dan met my verstand die wet van God, maar met my sondige aard die wet van die sonde. Daar's dan nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat in Christus Jesus die lewe gee, het jou immers vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. En dan in die laaste 2 verse 9 en 10 in hoofstuk 8, julle daarenteen bly nie in julle sondige aard nie, maar in die Gees. As die Gees van God inderdaad in julle woon. As iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is die liggaam as gevolg van die sonde wel dood. Daarenteen op grond van die regverdiging is die Gees lewe. As die Gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het, in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Ons lees tot so ver toe. Nou, gisteraand het ons die vraag gevra, waarmee is die Gees besig? Hoe ervaar ek die Gees in my lewe? In hierdie era van individualisme en baie hard en baie duidelik Paulus kom vertel die verhaal van die Bybel vir ons, dat die Gees die kerk bou. Maar ek is deel van die kerk. Hier sit ek. Die Gees kom bou hierdie vreemde gemeenskap wat anders is as die wêreld rondom ons. Hierdie wêreld wat net vir hulle self beklei, hierdie wêreld vol van doodsheid en seer. Maar die Gees kom skep hierdie ruimte van hoop. In die kerk, maar ook vir my, ook vir elkeen van ons wat die kerk is. Kom skep die Gees, kom gee vir ons hierdie nuwe lewe. En Hosea kom en getuig daarvan dat die kerk 'n wonderlike teken, 'n sakrament het, wat hierdie waarheid vir ons herhaaldelik kom herinner aan, herhaaldelik kom herbevestig, die teken van die inwoning van die Gees wat die bande, die kettinge eintlik van die dood oor my en jou kom breek. Dis wat ons vier wanneer ons die doop vier. Dat ek in Christus, deur Christus as individu deel gemaak word van hierdie nuwe, vreemde gemeenskap. Dat ek ingesluit word deur die Here wat lewe gee, deur die Gees wat lewe gee. Ek sluit nie myself in nie. Word ingetrek. Die verhaal van genade. God wat voortdurend vir my intrek. Ons kan baie lank hieroor praat. Ons kan praat oor die doop. Ons baie debatte wat ons oor die doop oor kan praat. Kinderdoop, groot doop,
verwarring dikwels in die gereformeerde tradisie. Ons glo net in die kinderdoop. Nee, ons glo in een doop. Ons glo in een doop. En ons baie mense wat sê nee, hulle verkies dit wat die groot doop kom wys. Ander wat sê ons verkies die kinderdoop. Elkeen van hulle wat fantastiese waarhede eintlik oor God se genade, oor God se beloftes aan ons kom getuig van. Want in die doop vier ons die Gees wat lewe gee vir my. Wat vir my die lewe gee om deel te kan wees van hierdie nuwe gemeenskap. Deur die eeue heen, in die vroeë kerk, as jy gaan kyk reg daar aan die begin, in die eerste 200-300 jaar van die kerk, was die doop gesien as tot vandag toe nog. Doop kry ons dikwels mee te doen, hoe mense beklei, maar waarom, julle maak so baie van die doop, julle maak dit so moeilik, ag ons wil hier gaan doop, ons wil daar gaan doop, ons wil by die see gaan doop, ons wil dit gaan doen, ons wil daar gaan doop, ons wil weer gaan doop, en die vraag is, waarom neem ons dit so ernstig op? Want deur die eeue heen sê die kerk, dat ons sien by die doop, dat dit nie God is wat besig is om eenkant hier agter in die geheim vir my 'n belofte te maak nie, maar dat dit God is wat my besig is om my in die gemeente in te trek en te sê, ek maak jou deel van my liggaam. Daarom kan ons nie ligtelik omgaan met wat ons getuig en hoe ons die sakramente beoefen nie. En hoe ons in die kerk praat, en hoe ons doen, en hoe ons dink, moet ons voortdurend afvra, as ek besig om eg te wees aan die Here wat lewend maak. Maar ek wonder of ons regtig weet, as ons sê, ons word gered. Ons word een doop tot vergifnis van sonde. Wonder ek of ons regtig begryp, waarvan word ons gered? Wat is dit dat ons nodig het om van gered te word in hierdie era wat ek vir myself kan sorg? Nesia kom maak dit baie duidelik. Kom ontbloot die oorsaak van die doodsheid wat nog elke aand op die agtergrond lê van elkeen van hierdie boodskappe wat ons bring. Hierdie doodsheid, dit kom en dit kom sê vir ons, wat is hierdie doodsheid wat ons so dikwels meesleer en verswelg in hierdie lewe? En Nesia kom sê, weet jy wat? Is daai woord wat ons nie van hou nie. Dis die sonde. Dis wat dit dood maak. Maar die probleem is, ons hou nie van die term sonde nie, want ons het met allerhande vreemde maniere van dink oor sonde groot geword. Sonde is 'n lysie, sonde is maar net sekere goed wat jy nie mag doen nie. Hier voor die diens in die portaal wat ons lag oor wat jy op 'n Sondag kleintyd mag gedoen het en nie mag gedoen het nie. Ja, al die breipenne wat in die oog van die Here gesteek is en dis meer. Ek dink nie ons besef hoe ernstig sonde is nie. Want sonde is, ja, dis dinge wat ons doen, maar dis nie in die eerste plek dit nie. Dis wat ons is, wie ons is. Dis 'n verskriklike stelling eintlik. Dis die feit dat, soos Paulus herhaaldelik uitwys, ons magteloos is, uitgelewer aan kragte en magte groter as ons. Dirkie Smit skryf 'n opmerking wat vir my ongelooflik diep en hard getref het hierdie week. Hy skryf, ons is as te ware in 'n web gebore waarin ons vasgevang bly. Dis hierdie lewe.
Ouers sukkel baie keer met die vraag by die doop, dat ons vir hulle vra, of dat ons sê, dat jy in sonde gebore is. Behalwe dat dieselfde ouers gewoonlik tussen die ouderdom van 3 en 4 na jou toe terugkom en sê, moenie worry nie, Andrie, ons verstaan dit nou. Kan ons nie wegkom hiervan nie. Dat ons vasgevang is in 'n wêreld van seer en stikkend. In hierdie web vasgevang. In die vroeë kerk is sonde dikwels beskryf as privatio boni, berowing van die goeie. Totaal en al anders as hoe ons oor sonde dink, nê? Ons lysie wat ons net van moet wegbly, gee nie om hoe sleg dit verander in my teenwoordigheid is nie, gee nie om hoe ongier ek situasies en vergaderings en whatever maak nie. Ek doen nie sonde nie. Nie dalk nie volgens die lysie waarmee ons groot geword het nie, maar beroof ek nie dalk wel die goeie nie. Daar kan ons na die aanleiding van hierdie week sê, berowing van die lewe. Sien, want sonde is baie dieper ingegrawe as wat ons aan onsself wil herken in ons wêreld, in ons wese. Dit kruip dikwels in ons beste van bedoelings weg, in die mooiste begeertes kruip dit weg, soos 'n kanker wat doodsheid laat groei en laat uitkring, sonder dat ek eers besef. En dan besef ek gewoonlik eers wanneer dit te laat is. Gisteraand het ek vir julle W.G. Lou se gedig gelees. Ek wil sy broer, net 'n stukkie van sy broer se gedig vanaand vir julle lees van MP van Wyk Lou, Belade van die bose. Hoor net hierdie treffende woorde. Die veeles meen, hulle ken my gesag, maar ek skuil te glansryk, te na aan die lig, en as hulle wil waarsku en wysheid gee, dan praat ek reeds in woordklank mee. Ons besef dikwels nie eers wat ons aan mekaar doen nie. Veral nie aan die mense naaste aan ons baie keer nie. Soms in 'n oomblik, ander kere oor jare lank. Soms, soos wat Jakobus uitwys, is dit eenvoudig dat ons weier om die regte ding te doen, weier om lewe te gee, daar waar ons die vermoë het om dit te gee. Salig onbewus gaan ons baie keer deur hierdie lewe van die maatemmers vol goeie wat ons beroof by ander. Of ons nou wil of nie, ons beroof, ons maak dood. Ons is vasgevang hierin, in hierdie lewe, in hierdie web, en ons kan nie daarvan loskom nie. Ons kan maar net rondom ons kyk. Ons kan maar net luister na hoe ons praat met mekaar oor die lewe, oor hoop, oor die toekoms. Ons kan luister na ons kinders. Een van die huiskerke, 'n tyd terug vertel ek vir hulle van my belydennisklas, wat ek 'n paar weke terug in die klas vir hulle die vraag vra, hoe dink hulle oor hulle toekoms? Is daar vir hulle hoop? Is hulle opgewonde oor die geleenthede wat op pad is? Eenparig is die antwoord by ons kinders. Nee. Ons is gevul met vrees. Hulle is nie ver van ons nie. So ons kerk se kinders.
is ons gemeentekinders. So wat is die teenoorgestelde van die Gees wat lewend maak? Is die sonde. Is die berowing van die goeie. Die kerk. Hierdie nuwe gemeenskap wat geroep word om anders te lyk. Anders as hierdie dooie wêreld rondom ons. Ons word 'n teken voorgegee, 'n teken om ons te herinner. Ons draai die teken, hierdie heilige heenwysing as die teken van die Gees wat ons saam met Christus laat sterf het reeds, saam met Christus op laat staan het en 'n nuwe lewe gee. Daarom is daar hoop. Want ons dra die teken. Ons moet elke keer wanneer hier 'n kleintjie gedoop word, vriende, dis nie hulle doop nie, dis nie daardie familie se doop nie, dis ons doop, dis ons herinnering, dis ons heilige teken van God, wat elke keer vir die kerk opnuut weer kom sê, jy het reeds gesterf, jy leef reeds weer, daarom kan, mag en moet jy anders wees. Dit is 'n enorme aantuiging teen die kerk van Gansbaai, teen die NG Kerk Gansbaai, dat ons kinders sê, ons vrees ons toekoms. Want die doop is die teken van 'n mens, die teken van 'n gemeenskap, koinonia, gemeente, wat uit hierdie web van doodsheid geruk word. Nuut gemaak is deur die lewende Gees, deur die lewende Here. Daarom hoef ons nie meer die goeie te beroof nie. Ons hoef nie meer soos die wêreld vir myself te veg en te stoei en te hoop dat ek maar net vir myself 'n plekkie onder die son kan maak nie, want my plekkie is reeds gemaak, dis veilig. Daarom kan ek nou leef vreesloos, lewend teenoor ander, saam met ander. Berowing van die goeie vriende is nie om al die lysie van goed te doen wat ons altyd tradisioneel vir onsself sê dit sonde is nie. Berowing van die goeie, ek, Henry Joubert, maak myself gereeld daaraan skuldig. Saam met baie van julle ook al myself skuldig gemaak, dat ek die goeie beroof deur te praat oor ons land, oor ons toekoms, asof daar nie hoop is nie. Dit is nuut gemaak. En die doop is die teken dat hierdie verdoemende mag van die sonde deur Christus se kruis sy greep op my verloor het. Ek is nie meer uitgelewer daaraan nie. Ek kan lewe gee. Die belangrike is om te besef dat die doop is 'n teken van 'n God wat ons intrek en ons innooi en ons uitnooi om saam met hom te leef. Die grootste fout wat die kerk kan maak en al baie gemaak het in die verlede en baie wat dit vandag nog maak, is om te dink dat die doop amper 'n tipe van 'n jokerkaart is. Dat die doop maak dat ek outomaties my plekkie in die hemel gekry het en daarom kan ek maar agteroor sit.
Die doop is 'n heenwysing na die belofte van God, na die uitnodiging van God, na die intrek van God, wat ons aanneem as sy eie, die belofte, dat hy dit deel van sy DNA is, dat hy nie die vermoë het om sy rug op my te keer nie. Dat daar niks in hierdie lewe is, wat kan maak dat hy wegdraai van my en jou af nie. Hy gaan tot die bitter einde toe, is dit wie hy is, die gekruisigde Here, wat klop, en sy arms oopmaak, en nooi, en intrek. Maar deel van daardie uitnodiging, en dit is wat Paulus keer op keer, hierdie tekste wat ons vanaand gelees het, kom beklemtoon, is dat saam met dit, saam met die doop, is die genade van die doop, kan nie losgemaak word van die geloof nie. Dat die doop my ook uitnooi, om dit te kom sien, dat my geloofsoë sal oopgaan daarvoor. Dat die Gees vir my oopmaak om die gekruisigde en die opgestane Heer raak te sien, want dan kan ek uitroep in 'n stikkende wêreld. Dan kan ek uitroep, ek was dood, maar nou leef ek. Hoor hierdie ongelooflike mooi, hy skryf, Dirkie Smit skryf 'n gedeelte, baie bekend rondom Martin Luther, wat dikwels sy eie waardigheid om in die kerk te mag dien, bevraagteken het. En dan het hy vertel hulle dat hy daar in die klooster in Wittenberg in Duitsland, dat hy voortdurend vir homself oor hierdie frase gesê het, ek is gedoop, ek is gedoop, ek is gedoop. En dan luister hierdie aangrypende stelling wat Dirkie Smit maak. Hy sê Christelike geloof is eenvoudig om elke dag, tydens elke oomblik van aanvegting, weer terug te kruip in jou eie doopbak in. Aangrypend. Om op die belofte te vertrou. Ek is gedoop. Ek het klaar gesterf. Ek is klaar geoordeel. Ek is klaar vrygespreek. Ek het daarom deel aan Christus en ek lewe deur die Gees. So vriende, die doop is hierdie voortdurende uitnodiging om daagliks op te staan in hierdie nuwe lewe. Hierdie daaglikse wedergeboorte. Metanoia, die woord vir bekering in die Nuwe Testament. Metanoia wat altyd as 'n voortdurende handeling. Die taalkundige is altyd in 'n partisipium. Altyd voortdurende handeling. Iets wat ek voortdurend wegdraai van dit waar ek besig is om die goeie te beroof. En terugdraai na die lewe, die Here wat vir my deel kom maak van sy liggaam en my nooi om waarlik lewe te gee. En dan raak 'n lewe deur die Gees so fantasties, so baie goed wat die Bybel vir ons leer daaroor. Julle ken hoeveel tekste wat die Bybel vir ons leer oor wat dit beteken om en nou is ek in die versoeking om na môre aand so goed al te spring. Ek gaan my self probeer keer. Maar die Bybel wat soveel fantastiese goed, liefde, lof en dank aan God, 'n lewe tot opbou van die liggaam, 'n lewe van heiligmaking, en daar maak ons ook 'n klomp goed mee, heiligmaking wat juis is om te groei
in hierdie verhouding deur die Gees al meer van die lewe van hierdie drie-enige God te weerkaats in hierdie wêreld in, om daai oomblikke waar hierdie wêreld ware lewe beleef, meer en meer te maak saam met die liggaam van Christus. Lewe deur die Gees is ook om nie die Gees te bedroef nie. Om leuns en kwaad mekaar af te breek, verbittering te veroorsaak, onvergewensgesindheid te versprei. Om te lewe deur die Gees is om tot seën te wees vir ander, vir die liggaam, en om te onderskei wat werklik belangrik is. So die Gees kom maak die kerk lewend, maar die Gees kom maak ook vir my as deel van die kerk lewend. En kom nooi vir my om die feit dat ek reeds gesterf het, reeds opgestaan het, en reeds met die ewige lewe begin het, al meer en meer in hierdie wêreld uit te straal. En elke keer wanneer ons die doop bedien, mag ons dit onthou. Mag ons onthou dat ek en jy nie wag om ons kop neer te lê om te begin met ons ewige lewe nie. Maar dat ons nou reeds die koninkryk leef. En dat ons nou reeds die koninkryk bou in 'n stikkende wêreld, wat nie ver van ons afstikkend is nie. Ons eie kinders sê vir ons het nie hoop nie. Here, dan het ons misluk. Here, dan bely ons nie wat ons sê, ons glo nie, dan leef ons dit nie. Dank Vader, ons is vergeef. Maar mag ons uit die graf uit opstaan. Partykeer voel dit vir my, ons gaan grawe om weer oop, en ons klim in, dat ons net weer bietjie die doodsheid kan voel, en probeer die wat verbykom ook intrek. Ons leef, mag ons lewe gee. Here, help. Hierdie wêreld is kaal gestroop van die goeie. Môre aand, Here, hoor ons hoe die skepping sug van die swaar kry. Maar hier sit ons, Here, lewend gemaak. Here, maak ons waardig. Maak ons lig. Maak ons 'n weerkaatsing van die Here wat lewend maak. En
vergewe ons, Here, dat ons osself nog by tye terug laat val in die web van hierdie wêreld. Ons kan nie sonder U nie. Terwyl julle so daar sit, wil ek geleentheid gee om sommer met die Here te gesels oor al die stikkend in jou eie lewe, al die stikkend wat swaar op jou weeg, of dit in jou eie familie en kringe is, en of dit nou nuus is wat swaar op jou hart dra. Dit wat die goeie beroof, om dit vanaand weer voor die Here te kom lê. En as daar iemand is wat vir ons wil voorgaan, is julle welkom. Kom ons gee geleentheid vir elkeen. Amen. En vriende, die Gees gee nie net lewe nie, die Gees gee ook koffie en broodjies. So julle is almal baie welkom om saam met ons iets te kom geniet na die tyd, en dan môre aand, my kinders het vir my nou die aand, toe vra hulle vir my, toe hulle hoor, dis nou weer Pinkster, toe vra hulle vir my, gaan daar weer al daai lekker sop wees. So vriende, julle is baie welkom môre aand, ons koor gaan ook sing, die van hulle wat lyk vir my nie siek is nie, die griep is all over, so die koor gaan môre aand sing, en daar is 'n groepie van ons kinders wat in die saal gaan kom optree, so almal van julle is baie welkom om ook saam met ons Pinkstermaal te kom geniet môre aand, en julle kan gerus ook vriende saam nooi, wat môre aand die afsluiting saam met ons kan kom geniet. Môre aand wat ons gaan kyk na die deel wat sê ons glo in die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeu. 'n Interessante tema ook vir my gewees om aan te werk. Kom ons sluit vanaand af met ons slotlied, lied 290, verse 1 tot en met vers 4. Amen.
ontvang die seën van die Here wat sy Gees gee as trooster, as een wat ons versorg en bystaan, sodat ons kan leef in die oorvloed van sy en daarmee saam ons opstanding. Amen.